Prys die Here. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Ons sal ons verbly in die dag en ek gaan nie sê dat ons is, kyk, ons wil niks anders doen, ons wil net met u deel die goeie nuus, ons wil met u deel die woord van lewe. Ons het laasweek het ons gepraat oor die nagmaal en ek gaan nie nou sê, ons gaan vandag sommer, ek gaan nog gou 'n bold statement maak, en dan moet jy nou mooi luister, maar kom ek sê vir jou dit, ons gaan vandag lekker drink op die program. Ons gaan lekker drink. Ek sê, Pastor Ricardo, ons gaan lekker wyn hê vandag. So, ek hoop jy's reg, as jou glasie leeg, want ek gaan hom vol maak. En as jy opgedrink het, dan gooi ons nog. Ons gaan lekker drink, Pastor Ricardo. Ons het weer op Pastor Ricardo saam met my. Pastor Ricardo, hoe gaan het? Gaan goed, apostel. Wat 'n wonderlike voorreg om weer vandag op Encounters te wees. Yes. Het is 'n goddelike eer om saam met u te wees. Ek glo dat ons gaan vandag drink. Ons gaan vandag Hoor wat sê pastoor? Hey, die pastoor praat van drink, ons gaan drink. Nou, ons gaan drink en ek wil onmiddellik ons moet die kan oopmaak. Of die bottel oopmaak. Prys die Here. Ons gaan na 1 Tessalonisense hoofstuk 5 en dan gaan ek begin gooi, geliefdes. Soos ons sal sê, ek gaan gooi dierbares. Ja, ons gaan goeie wyn vandag vir u gooi. Nou kom ons lees dan van vers 1 Tessalonisense hoofstuk 5 vers 1. En ek gaan nie praat oor die wederkoms. Hierdie handel baie oor die wederkoms, maar u gaan sien waartoe ons vandag gaan. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle, broeders, is nie in duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Nou, familie, ek het laasweek gepraat oor die nagmaal. Eintlik het ek die titel van my preek het gegaan oor vanuit die skaduwee na die realiteit. En ek gebruik die nagmaal wat ons gewoonlik einde van die maande doen. Sommige kerke doen dit elke Sondag. En hoe ek eintlik vir deur die woord gewys het dat die nagmaal wat ons het, Pastor Ricardo, is eintlik maar net die simbool. Yes. Dis eintlik die skaduwee. Amen. Maar die realiteit is Christus Jesus. Hy het die vervulling gebring. Hy is die vervulling van die nagmaal. Maar nou, ek wil vandag met die praat, en dis hoekom ek in die begin gesê het, ons gaan lekker drink vandag op die program. En ons drink al eintlik vir baie lank al. Ons drink al eintlik vir baie lank. So ek gaan praat oor twee tipes wyn. En ek gaan eers praat oor die goeie wyn. Of voor ek praat oor die goeie wyn, Paulus skryf aan Thessalonika oor die dag van die Here. Hy praat van die wederkoms. Yes. En hy maak gebruik van terminologie van dronk. En hy praat van slaap. Met ander woorde, dit gee ons 'n indikasie van, as jy praat van dronk dan en drink, dan gaan dit oor wyn. Ja. Nou, kom ons kyk gou net, Pastor Ricardo, iemand wat dronk is. So 'n persoon hy's nie homself nie. Iemand wat dronk is. Ek meen, die Engels sal sê, hy's intoxicated. Yes. Hy's nou beïnvloed met drank. Met ander woorde, so 'n mens dink nie reguit nie. Is net so. So 'n mens, wanneer jy dronk is, dan verloor hy ook beheer. Yes. Jou spraak verander. Ek wil jy moet na al die goed kyk as ons praat oor dronk. Jou spraak verander. Jy dink nie reg nie. En wanneer jy nie reg dink nie, dan praat jy nie reg nie.
Is net so. En wanneer jy reg praat, dan doen jy nie reg nie. So jy doen goeders in dronkenskap wat jy nooit sou gedoen het as jy nugter sou gewees het. Is net so, apostel. Jy praat goed in dronkenskap wat jy nie sou gepraat het as jy nugter was nie. Jy dink goeders wat jy nie sou aangedink het. In jou dronkenskap dink jy goed wat jy nie in jou nugterskap sou gedink het nie. So, dis nou nie in die fisiese, in die natuurlike. Maar nou kom ons gaan na die geestelike toe. Nou sê Paulus, kom ons wees nie dronk soos hulle wat dronk is nie. Kom ons wees nugter. So, wanneer jy dronk is nou, hy praat, en ek gaan nie oor die wederkoms praat nie, maar hy sê eintlik dat, wanneer jy dronk is, ek noem het so maar, Pastor Ricardo, dan is jy van 'n pos af. Ja. Jy is eintlik regtig bewus van wat rondom jou aangaan nie. Want jy's onder die invloed van die drank. So, jy is nie nugter. As jy nugter is, dan is jy bewus. Jy's aware van wat rondom jou aangaan. Jy's aware, daai is die woord wat ek soek. You are aware of your surroundings. But when you are drunk, then you are unaware of certain things that is happening around you. 'n Dronk mens weet nie van alles wat om hom aangaan nie. Daarom sal baie dronk mense, mense wat dronk was, die vorige dag of die vorige nag, dan sal hulle die next dag sal hulle kan onthou nie. Yes. En dan vraag jy vir hom, jong, jy weet wat jy daar gedoen? Nee man, waarvan praat jy? Met ander woorde, you are not aware of certain things. Dis die gevaar van om dronk te wees in die natuur, maar ook in die gees. Nou kyk, wat gebeur hierso, dat dronkenskap is so gevaarlik, dat dit jou in jou dood kan lei. Ek voel die Here gaan vandag met ons drink mense, vandag drink ons drink goeie wyn. Ek praat nou van die slegte wyn, wat jou dronk maak. Die effek van die slegte wyn. Die slegte wyn, ja, dis die effek, dis die nadeel van die slegte wyn. Ek weet nie hoekom nie, maar as die duivel soek hom agter die stuurwiel. Yes. Want die duivel is agter die man aan om hom dood te maak. Sure. Hoeveel mense op ons paaie in Suid-Afrika en reg oor die wêreld het nie hulle lewe verloor deur dronk te bestuur. Dronkenskap kan lei tot die dood toe. Een van sy nadele. Nou wat is die dronkenskap? Wat is die slegte wyn? Kom ons gaan gou na die slegte wyn in die gees. Die slegte wyn is die valsheid en die leuen van Satan. So wat Satan doen, hy vat 'n bietjie waarheid en hy meng dit met godsdienst en tradisie. It's a mixture van 'n klomp goeters en daai mengsel is 'n slegte wyn wat dan maak dat wat jou dronk maak. Ek praat van in die gees. Jy sien, hierdie wyn maak jou dwaas. Ek gesien wat maak 'n dronk mens? Hy's foolish man. Yeah. Hy's ons sal sê die ons dwars as hy am dronk is. Presies, apostel. Die slegte wyn maak dat jy sonder begrip is. Geestelik. Jy sonder oorleg. Jy sonder kennis. Jy sonder waarheid. Die dronk, die slegte wyn, uitstel jou in die gevaar, soos wat ek genoem het in die natuur. Jy sien, baie wat die wyn drink, Pastor Ricardo, en ek gaan dit gou ingooi, gaan die wederkoms van Christus mis. Ja. Want hulle is dronk met die leuen. Hulle is dronk met godsdienst. Hulle is dronk met onkunde. Hulle is dronk met tradisie. Hulle is dronk met die wet. Sure. Kan jy glo dat nog vandag is daar Jode wat dronk is met die wet? Hulle wag nog op die Messias. Sure. Hulle glo nie dat Jesus Christus die Seun van God is, die Messias wat gekom het in die wêreld nie. Wat sê dit vir ek en jou? Dit sê vir ons, hierdie mense is dronk van die wet. Hulle sit in skaduwee, maar 'n lig het al reeds opgekom. 'n lig het al reeds gekom wie Jesus Christus is. En so, in die laaste dae, gaan ek hier vandag sê familie, gaan daar moeilike tye kom. Die Bybel sê vir ons dit, want die vyand sal al hoe harder probeer om sy agenda te bevorder met slegte wyn. Hy gaan meer, jy sien die duiwel, hy gaan hom nie verhef vandag nie. Maar ek en jy moet weet met wie ons te doen het. Die skrif sê vir ons so mooi, he was more cunning than all the animals
of the garden. Dit woord cunning, as jy dit gaan in die dictionary kyk, dan praat dit ook van skillful. Met ander woorde, die vyand is baie skillful. En daar's 'n ander woord wat dit ook verduidelik, die woord cunningness. Maar ek wil nie nou daar ingaan nie. Hy het 'n goeie kennis, worldly knowledge. Sure. The word cunningness or cunning. En dit is die vyand waarmee ek en jy te doen. So met ander woorde, jy kan maar by die Here is. Hy is amper so, maar ek gaan vir jou in kunde. Ek gaan vir jou slegte wyn aanbied. Want as die Here kom, dat jy het liefs hom kan mis. Nou, kom ons gaan gou kyk na die goeie wyn. Die goeie wyn het ek laasweek van gepraat. Dit is die lewe van Christus. En daai lewe kom alleenlik die openbaring van die woord. Jy moenie vir my sê dat jy bedien 'n skrif en dan is dit die lewe of die goeie wyn nie. No ways. Die goeie wyn is die opening van God se woord. As alleenlik, jy sien, as jy nou enige vrug vat, kom ons vat gou net 'n piesang. Geen mens eet mos nou 'n piesang met skil en al. So jy gaan die piesang afskil. En wanneer jy hom afskil, dan kom jy eintlik by die piesang uit, yes, die vrug. En so is die skrif, so is die woord, die skrif, die letter is soos die skil van die piesang. Hy moet afgeskil word. You need to peel off the banana before you can get actually to the banana. Yes. En dit is hoe die woord is. Die woord is, hy moet oopgaan. Hy moet geopenbaar word. Die lewe van the life of the creature is in the blood. That blood is the wine. En dit is die goeie wyn. Jesus sê, my bloed is waarlik drank. Amen. So ons praat nou oor die goeie wyn, yes, wat die lewe is van Christus. Jy sien wat hierdie wyn doen, en ek gaan nie nou wys, geliefde, wat die vyand doen. Maar kom ons kyk gewoon net na wat hierdie wyn doen. Hierdie wyn maak jou verstandig. As wat jy die slegte wyn drink, hy maak jou sonder begrip, onverstandig. Maar die nuwe wyn, die goeie wyn, hy maak 'n mens verstandig. It means, it makes you wise. Nou gaan ons na Psalm 119 vers 131. Hy sê die opening van die woord bring hulle, dit maak die eenvoudiges verstandig. Hierdie goeie wyn, wat die geopende woord is, wat die lewe is van Christus, hy maak jou verstandig, hy maak jou nugter, hy maak 'n mens nugter. So met hierdie wyn wat ek en u nou drink, wat ons nou vir u aanbied, hy maak u dronkie. Hierdie wyn hou jou eintlik nugter, is eintlik contradictory. Yes, as ons praat oor wyn, gewoonlik maak wyn jou dronk, maar die goeie wyn maak jou nugter. Yes. Hoe klink daai vir wyn? Ek meen, as iemand vir my sulke wyn kan gee, wat my nugter maak, it makes me aware of my surroundings. Het bring my, ek is op my pos, ek is ingestel, dan wil ek mos sulke wyn. Hierdie wyn bring vernuwing, hierdie wyn verlig jou pad. Dis 'n lamp vir jou voete, dis 'n lig vir jou pad. Yes. Jy sien, jy struikel nie sommer maklik. Ek het nou een keer toe praat ek Pastor Ricardo en ek praat oor die olie en die opening van die woord bring lig. Maar nou sê ek, die rede kom baie dierbaar is in die kerk vandag so struikel. Yeah. As daai dierbare, hy drink slegte wyn. Hy drink nie die goeie wyn nie. Hy drink nie die goeie wyn nie. Daai dierbare het nie die lig nie, wat die opening van die woord is nie. En jy kan mooi gaan kyk, dat 'n gelowige wat maklik struikel, as 'n gelowige wat baie godsdienstig is. Yes. As 'n gelowige wat slegte wyn drink. Dis waar, apostel. Die nuwe wyn, hy bring lig. Dit maak jou lewendig. It gives life. Dit bring lewe in jou verstand. Wat jy dink is gedagtes van lewe. En ons wil eens daarop uitbrei nie, want dit is nou weer boodskap vir 'n ander tyd. Maar wat ek wil sê is dat ons het hierdie wyn nodig, geliefdes. En ek wil gou net vir julle wys, Pastor Ricardo, hoe
die vyand op die the most vulnerable times kom hy van 'n mens se lewe. En dan bied hy vir mense slegte wyn aan. Hy gaan nie wys, geliefde. En dis hoekom ek vir u sê vandag, dat ek en u moet uit die skade weer uitkom, na die realiteit toe. Ek wil u moet saam met my blaai, na Matteus 27, en dan kyk ons gou hierso, wat die Here vir ek en u wil wys deur sy woord. Ons lewe in, het is moeilike tye, maar ons lewe in exciting tye ook. Want as in 'n tyd waar God nou regtig waar, met alles wat in hom is, hy bring lig deur sy woord. Amen. Maar kyk gou wat hier gebeur. In Matteus 27, en dan lees ons, kom ek kyk gou na die skrif hierso, dan lees ons gou vers 33. Right? En hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken plek van die hoofskedel, en vir hom asyn met gal gemeng, gegee om te drink, en toe hy dit proe, wou hy nie drink nie. Right? Kom ek lees gou uit die Amplified Bible vir u. Right? Hoor wat sê die Amplified? And when they came to a place called Golgotha, which means place of skull, they offered him wine mixed with gall to drink, but after tasting it, he refused to drink it. Die Afrikaans stel hom nie so duidelik nie, die Engels stel hom eintlik duidelik. Hy is baie na aan die oorspronklike vertaling. Eintlik wat hulle op die kruis gedoen het, hulle het vir Jesus wyn aangebied. Here, ek dink die tyd gaan vir ons vang, maar ons probeer, ons kyk hoe ver ons kom. Yes. En sien, jy moet verstaan, geliefde, dit was op die moeilikste tyd van Jesus. Het was op die tyd van die kruisiging. Nou, as dit nie interessant nie, Jesus in lyding, en die vyand, ons moet nou nie die soldate sien, ons sien die vyand, want die gees het 'n vlees nodig. The spirit needs flesh to work through. En hy gebruik die soldate, ons kyk dit gou in die gees. En in sy lydingstyd word hy wyn aangebied. Maar nou sê die skrif, when he tasted it, he refused to drink it. Met ander woorde, kom na die gees toe, toe hulle vir hom iets aanbied, 'n woord wyn, maar hy proe dit. Die Bybel sê, and he refused to drink it. Many believers today, in hulle nood, in hulle stryd, dan kom die vyand en hy bied vir hulle iets aan, wat niks met God se woord te doen het. It is bad wine. It is wine mixed with gall. Nou kyk gou hierso. Actually wat hulle gedoen het, hulle het vir Jesus nie net wyn aangebied nie, maar die gal was 'n narkotiek. As 'n drak gewees. Nou dink by jouself, spiritually speaking, ek gewaar die Here, hier's 'n boodskap wat die Here, hierdie boodskap moet vir mense bereik, dat hierdie narkotiek, dis drak. Imagine wat 'n drak doen. 'n drak, kom ek wys jou wat 'n drak doen. 'n drak sit jou in 'n space waar jy is, ek wil so sê, jy raak delusional. Jy's buite jouself. Ek wil eintlik, weet jy wat, ek wil eintlik uitbrei oor diese boodskap, Pastor Ricardo. En ek weet, ons tyd loop nou uit, ons het about 5 minutes left. En ek voel eintlik die teenswoordigheid van die Here net hierso, op die gedeelte. Amen. Hoe Satan kom met goed na gelowiges toe. 'n woord wat nie van God af is nie. Maar hoe gaan jy weet die woord is nie van God af, as jy nie weet wat is die ware woord nie? Is net so. Ek gaan 'n voorbeeld maak. Pastor Ricardo, dat
Hoe weet ek iemand gee vir my suurmelk? As ek nie weet hoe proe vars melk nie. Exactly. Die enigste manier om te onderskei, wil ek amper sê, om te weet, onderskei te maak, dis suurmelk en dis vars melk. As wanneer ek vars melk al gedrink het. Yes. Maar nou hier is die catch. Wat as ek nog nooit vars melk gedrink het? Ja. En ek was al die tyd gewoon, dis melk, die so moet melk is, maar dis nou suurmelk. Dan sit ek in 'n probleem. Sure. Met ander woorde, in die gees, as ek gewoon was aan, soos ek het ontvang het, hoe gaan ek weet, dis eintlik nie die woord nie. Yes. Dis 'n ding wat my vas. Pastor Ricardo, ek gaan gou, wat wil u gou net soos iets daar sê? Ja, apostel is waar. En, maar dit is die probleem, apostel. Daarom sê die woord van die Here sê, hy sê, kom smaak en sien, dat die Here goed is. Proe dat die Here goed is. Dit is die beste manier, hoe om te kan, soos apostel gesê het, om te kan onderskei. Wat is die regte en wat is die valse? Yes. Dat is die beste manier. As al manier is om te kom tot by plek waar jy die regte wyn, die ware woord experience. Yes. En dis wat en wat ek gewoonlik sê, dit is wat apostel van praat, die opening van die woord, die openbaring van die woord. Yes. En ek sê gewoonlik dat die openbaring van die woord, revelation, is die transportation wat God gebruik om wat in die hemel is af te bring na ons toe. Exactly. So dis al manier hoe jy regtig kan onderskei. Dis nie die regte en die valse, as wanneer jy gesmaak het. Sure. Hoe smaak die regte? En dit is die ding. En geliefdes, ons gaan afsluit van, is net jammer dat die tyd loop vandag vir een of ander manier te vinnig vir my. Maar ons gaan, we gonna revisit this message. Een of ander tyd. Maar ek voel net die Here, die vyandse goed word afgebreek. Yes. And I know he don't like what we're doing on this platform right now. Maar ek gee nie om nie. Die Here is met ons en die Here gaan ons help dat hierdie woord gaan sterk deurkom. Ek wil u vra, as jy in 'n stryd is vandag, jy's in 'n moeilike tyd van jou lewe, wees op die uitkyk dat die vyand gaan met alternatiewe kom, 'n alternatiewe ding wat nie die ware is nie. Hy gaan vir jou goed aanbied. Die Bybel sê, when Jesus tasted that wine, he refused to drink it. Hy het geproe, as ons praat van proe of drink, dat is die fisies proe of drinkie. As jy neem het in, geestelik, jy neem het in. So daarom moet ons die woord figuurlik of letterlik vat nie. Ons moet dit geestelik beoordeel. En dit is net wanneer ek en jy, daar is 'n skrif wat sê, Jesus sê dit op een van die bergpredikasies, hy sê, die wat honger en dors na geregtigheid, sal vervul word, versadig word. En so, dit is die ding, we need to hunger. Your level of hunger will determine that whether jy gaan satisfied word of nie. En so, op hierdie program gaan ek vir jy sê, gaan ons drink, en ons gaan die goeie wyn drink, wat die woord is, Amen. Die lewende woord van God, wat Jesus Christus is. Familie, ons is uit en oor, tot volgende week, die Here seën. Amen. Amen.